Ja, kyk, goeiemôre, good morning. Dit was gister Wêreldwaterdag en vanoggend gesels ek met die burgemeester van George, Browen Johnson. Hy vertel ons meer oor hoe hulle die droogte in die Suid-Kaap hanteer, watter uitdagings hulle die afgelope maande in George ervaar het en hoe inwoners self kan help om die druk van die waterkrisis te verlig. Baie welkom, burgemeester. Goeiemôre, good morning. Baie dankie vir die uitnodiging. Julle het die afgelope maande 'n groot droogte beleef. Hoe het George dit reg gekry om beter as sommige van die ander dorpe op die tuinroete te vaar? En watter maatreëls was in plek sodat julle hierdie situasie eintlik kon aanspreek voor dit kritiek geword het? Wel, die George munisipaliteit het vroeg reeds proaktief opgetree en ons het dit deur interne 'n taakspan aan te stel en hulle het so 3 keer per week vergader. So hierdie span het hoofsaaklik gefokus rondom die droogtebestuur en ons het verskeie maatreëls geïmplementeer. Dit sluit byvoorbeeld die waterbeperkings in en natuurlik die noodtariewe wat ons al vroeg in Desember nog voordat die seisoen begin het. En ons het ook balans gevorm waar ons meer tegnies ingegryp het om veral waterlekke te verminder en asook bewusmaking op sosiale media. Ons het ook die ekonomiese maatreëls en streng toepassing van die munisipale beleid ingesluit. Ja, so julle het eintlik hierdie ding van vele verskeie hoeke gedek en eintlik die uitdaging so hanteer. Watter waterbeperkings is tans in plek in George? So ons het tans die 2D waterbeperking en dan ook 'n vlak 3 noodtarief. So die noodtarief gee vir jou natuurlik die opsie waar jy na elke 5 kiloliter natuurlik meer betaal, maar dit is natuurlik om meer beheer te kry oor dit. Ek dink saam met dit is dit die groot sosiale media wat ons gebruik om mense bewus te maak. So dit is vir ons absoluut belangrik in terme van dit. En hierdie waterbeperkings volg ons natuurlik volgens ons droogtebeleid. Dit is belangrik dat ons streng hou volgens dit. So dit is wat natuurlik wat ons in plek gesit het in terme van die waterbeperking. Hoe naby is julle, burgemeester, aan die punt waar daar strenger beperkings ingestel moet word? Wel, so ons het baie goeie reën gekry in Februarie maand, so dit is goed vir ons. So ons het op 'n stadium onder 45% die Tuinroete dam is ons enigste rouwater opvangsbron. So die Tuinroete dam het onder 45% geval gedurende Januarie. Maar met die reën wat ons in Februarie gekry het, so staan ons op 55,89%. So ons is so 'n bietjie uit die nooddruk uit, maar ons is nog steeds proaktief. Ons is proaktief in terme van hoe ons die waterlekke hanteer. Ons is proaktief hoe ons kommunikeer en ek dink ons in 'n medium gevaar. Ons sit elke week met die provinsie ook. George is in 'n medium gevaar, maar dit is as gevolg van goeie bestuur, goeie beplanning wat ons is waar ons is. Burgemeester, hoe verras of verbaas is jy deur hoe die gemeenskap reageer hierop, dat mense eintlik die reëls volg en bymekaar kom om seker te maak dat hierdie krisis nie vererger nie? Ja, ek dink eerste is goeie kommunikasie. Dit is absoluut belangrik dat jy goed kommunikeer. Dit is nie die eerste keer wat George waterbeperkings toepas nie. Ek dink ons het in 2022 waterbeperkings toegepas, maar toe is die dam vol. En dit was meer gefokus rondom die watersuiweringskapasiteit. Nou, goeie nuus vir George is en die gemeenskap sien dit waar ons 1,1 miljard gekry het van die nasionale tesourier af en ons het daai geld gespandeer om ons waterwerke op te gradeer. Nou jy kry jou samewerking met jou belastingbetalers wanneer hulle sien jy spandeer die fondse wat nasionale tesourier vir jou gee
op die infrastruktuur. En ek dink dit is belangrik. Dit is waar ons die goeie samewerking kry. Maar ons bewys ook as daar 'n pypbars is dat ons vinnig uitgaan en die pypbars herstel. Dit is belangrik dat jy in die munisipaliteit self sekere toepassings doen, die manier hoe ons byvoorbeeld die voertuie was en hierdie tipe van goeders. Dit is alles ons wys ons alles sê die Engelse man sê you put skin in the game. So en dit is wat die munisipaliteit self doen. Ons het self oor die seisoen die storte by ons Blouvlagstrande met toestemming van Wessa het ons die waterdag gestop en net gewys dat ons kan nie eenvoudig die storte by die strande laat loop nie. So die munisipaliteit doen baie van ons kant af en dan kry jy baie meer die gemeenskap wat ook hulle samewerking gee. Ja. So die stad eintlik het so 'n groot rol om te speel in watersekerheid vir inwoners in terme van die infrastruktuur opgraderings wat jy nou genoem het. So daar's baie wat gedoen word om seker te maak dat die inwoners eintlik voel hierdie gaan nie 'n krisis word nie, dit word goed bestuur. Ja, nee, verseker. In 2019 het ons die damwal gelig en die Tuinroete dam, as jy ooit in George kom, is 'n pragtige staproete en dit is goed wat die gemeenskap kan sien. So met die lig van die damwal het dit ons toegelaat om 20% meer waterstoorkapasiteit te kry. Ek het reeds genoem van die waterwerke wat ons geopgradeer het. En natuurlik het ons 'n konstante opgradering van ons waterpype reg oor die dorp, vanaf ou asbestospype na PVC-pype wat 'n meer sterker pyp is. Maar wat belangrik is verlede jaar het ons in die raad goedkeuring gegee vir 'n langtermyn waterversekeringsplan. En ek dink dit is belangrik wanneer jou belastingbetaler weet dat die munisipaliteit het 'n plan in plek en dit sluit in alle forme van waterversekering vir die volgende 30 jaar vir George. So dit gaan nie net oor in 'n droogteperiode van George of die Tuinroete tans in 'n droogteperiode nie. Ons het 'n langtermynplan wat insluit 'n bou van addisionele damme, sink van boorgate, desalinasie en asook ultrafiltrasie plant wat dan sal toelaat om jou water te hergebruik by jou rioolwaterwerke. Burgemeester, baie dankie dat jy vanoggend by ons aangesluit het hier by Goeiemôre, Good Morning. Dit klink asof George 'n goeie plan het om die water, ek wil nie sê krisis nie, want jy het nie 'n krisis nie, uitdagings goed te bestuur. So baie dankie. Ons is so bly dat jy kon aansluit by ons. Baie dankie, Rezaan. Bly ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Die sport volg hierna. Arnold gesels met 'n internasionale tennisafrigter.